Môre, dis donderdag, dis die 12de Februarie en ons gesels nog oor die proses van geloof. Nou ons is hierdie week deur Naaman se storie. Eers was hy 'n wonderlike man, baie begaaf, baie suksesvol en die volgende oomblik staan hy 'n melaats en daardie melaats hy trek 'n streep. Die elke stukkie selfvertroue, begaafdheid, sukses, noem dit wat jy wil. En dan sien ons hoe die geskiedenis ontvou, 'n op en 'n af wipplankryëry van vertroue hê en geloof in 'n klein dingetjie soos 'n dogtertjie wat sê dat die profeet in ons land kan jou gesond maak. Na misverstande, as die koning 'n brief skryf vir die ander koning en die te kere gaan en sy klere skeer en dan hoe dat hy kwaad word en sê maar hoekom het Elisa nie eers uitgekom nie en hy vat sy goed en hy ry, dan word hy omgepraat, dan kom hy terug en dan doen hy tog nou maar die 7 keer se was in die rivier en dan word hy gesond. En dan loof en prys hy, nie vir Elisa as profeet nie, maar die God van Israel. So dikwels word dan vir die dominee gevra, kan ek dan nog die Here God glo? En kan ek hom vertrou? Daar's soveel baie ellende in hierdie wêreld. Onregverdigheid, korrupsie, mense wat hulle lewe lank net goed was vir almal en vir alles, en dan deur soveel hartseer gaan, ander mense wat weer ligsinnig lewe vir die wêrelds en oënskynlik so voorspoedig wees. Dan is daar vrae soos, maar ek weet nie hoe om te vra nie, hoe glo mense, hoe vertrou jy? Wat moet ek vra en wat moet ek bid en wat moet ek alles doen sodat die Here vir my kan genees of my probleme kan oplos? Of gaan die Here my nou straf of my nie help nie omdat ek verkeerd gebid het of omdat ek nie die regte prosedures gevolg het nie? Gaan ek die genesing en die wonderwerk dan van die Here ken as ek in my lompheid iets verkeerd gedoen het? Al hierdie vrae, veral as 'n mens in nood is. En die antwoord, daar's nie 'n resep nie. Kom ek lees vir jou uit 1 Korintiërs hoofstuk 1 verse 22 tot 24. Die Jode vra wondertekens. Hulle wil wonderwerke sien, tricks, magic. En die Grieke soek wysheid. Jy moet my ompraat. Jy moet met slim woorde moet jy vir my met my redeneer totdat jy my omgepraat het. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit aanstoot. Mag ek dit maar sê, lekker kommen met 'n kappie op die oog. Ons hou nie daarvan nie. Dit is buite onsself. Baie dikwels sal mense dink, nee, wat jou kerk is sommer 'n sirkus en dis nie, ek is nie gebou daarvoor nie. Vir ander is dit onsin. Net soos Thomas vir die disippels gesê, ag, moenie klomp nonsens praat nie man. Ek was by die graf, ek was by die kruis. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Nou ja, jy sien dus dat al is dit 'n rommel in chommel in hene weer en die dogtertjie wat sê, maar Elisa sal jou gesond maak, want sy verstaan miskien heeltemal nie die godsdiensie of sy het nie reg gepraat nie, of hoe sê mens nou? En doen nie verkeerde goed of op en af in jou geloof is dan vererg jy jou en dan word jy weer omgepraat. Die Here ken jou hart. Hy ken jou gesindheid. En dan verhoor hy jou. Here, dankie vir hierdie verhaal van Naaman. Wat vir ons in ons geloof, wat baie keer so wiplank ry op en af en heen en weer, vir ons die moed gee. En te kan weet, U is groter
as ons wantroue en ons sukkel om geloof te kan glo en om al die regte goed te doen. Ons kom bid dat U vir ons styf sal vashou. Amen. Mag jy 'n baie mooi donderdag beleef. Mooi loop.